Gemeente, ons maak vanoggend dan die woord van die Here ook oop, wanneer ons gaan lees uit Markus 2. Markus 2, daar gaan ons lees vanaf die 1ste tot en met die 12de vers. Die tema en die titel vandag sal dan wees 'n vriend wat deur 'n dak sal breek. Met die tema as ek die tipe vriend wat wil hê my vriende moet by Jesus se voete uitkom. Markus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Voor ons dit dan lees, kom ons word stil voor die Here en vra dat hy met ons sal praat uit sy woord vandag. Here, wat 'n wonderlike voorreg om u woord weer te mag oopmaak. Om met soveel verwagting aan u voete te kan kom sit en vra Here, kom en deel met ons vandag wat u hart en u boodskap vir ons sal wees. Praat met ons Here, want ons het u so nodig. Daar's nie een van ons wat vandag kan sê, ons kan baie goed regkom op ons eie nie. Want ons is so afhanklik van u sorg, u voorsiening, u woorde en u krag, wat ons dag vir dag moet dra, deur ons moeilikste en swaarste tye soms. U wat weet wat in elke lewe, elke toerder se dag en lewe aangaan. Kom en maak dit nou ook rustig in ons. Help ons om u teenwoordigheid te ervaar en te aanvaar dat u by ons is, soos u beloof in u woord, waar 2 of 3 vergader, daar sal ek wees. Mag u woorde dan ook ons lewens aanraak. Mag dit inderdaad verander, sodat ons, wanneer ons dit klaar gehoor het en u boodskap geluister het, sal kan weggaan met die wete, ek het van my God gehoor. Daarom, Here, is en bly dit inderdaad my gebed. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Markus 2 vanaf die 1ste vers. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie plek was. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar daarop waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sonde word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sonde vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker? Om vir 'n verlamde man te sê jou sonde word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die Mens volmag het om op die aarde sonde te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Tot sover ook ons skriflesing vandag. Geliefdes, ek wil vandag vir julle 'n vraag vra wat dalk by jou sal bly lank
nadat jy ook die kerk verlaat het? Is ek die tipe vriend wat waarlik wil hê my vriende moet by Jesus se voete uitkom? Nie die tipe vriend wat wil hê my vriende moet maar net kerk toe gaan nie. Wat hulle maar net in 'n Bybelstudie wil sien nie. Maar ek wil hulle inderdaad by Jesus se voete hê. Want dis die plek waar vergifnis ontvang word. Dis die plek waar genesing gegee word en waar ons 'n nuwe lewe kan kry. Ons gaan vandag na hierdie baie mooi storie in die Bybel kyk. 'n Storie van 4 vriende. 'n Man wat nie kon loop nie. Na 'n vol huis, aan 'n dak wat na daai dag nooit weer dieselfde was nie. Weet nie hoe hulle dit vir die versekering verduidelik het nie. Maar kom ons begin met die storie, as ons hier na die Bybel kyk. Kom ons kyk ook na 'n storie wat ons help om hierdie 4 vriende se harte te verstaan. In die week het ek weer myself herinner en ook na hierdie boodskapie gekyk. 'n Voorbeeld van hierdie klein kindjie, 'n kind, nog jong, 'n kleuter, wat gevra word om gou-gou iewers heen te stap in die huis in die aand. Maar in hierdie donker moet hulle deur 'n donker vertrek stap. Vir 'n kleintjie is dit 'n baie bang storie. Want soos hulle in die goeie Afrikaans sê, dis mos baie scary om in hierdie donker vertrek te loop. Al die skaduwees in die donker lyk ekstra vreemd. Maar iets wonderliks gebeur wanneer 'n pa, 'n ma, 'n oupa of oupa dalk in die vertrek instap en hierdie kindjie se hand vat. Die kamer verander glad nie. Die donker ook nie, dis nog daar. Maar skielik is daai kleintjie glad nie meer bang nie. Hoekom? Omdat iemand wat hulle so vertrou by hulle is. Hulle hand vat en saam met hulle stap. Want dan kom Jesaja 41 vers 10 so duidelik tevore. As die vers ons sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Daai versie lees glad nie, dat die Here vir ons daar sê, moenie bang wees nie, want eintlik is daar nou van nou af nooit weer 'n probleem op jou pad nie. Dit sê dit nie. Dit sê nie jou lewe gaan vanaf net maklik wees nie. Inteendeel nie, glad nie. Maar dit sê wel, jy hoef nie bang te wees nie, want ek is by jou. Baie mense vandag loop nog steeds deur baie donker kamers in ons lewens. Party is dit siekte, my eie, my geliefdes, iemand naby aan my, wat deur hierdie donker pad gaan wat so moeilik is. Vir party is hierdie donker kamer 'n geldelike nood of dalk werkloosheidsprobleem. Ander dra weer so swaar aan hartseer en pyn en eensaamheid. Bekommernis oor wat die toekoms nou nog vir ons gaan bring. Miskien is dit ook presies waar jy jou bevind vandag. Die goeie nuus wat ons kry uit hierdie boodskap, wanneer die Here sê ek is met jou, is dat hy nie ver af staan en net toe kyk oor ons nie. Dat hy nie net daar een kant staan en maar net kyk hoe ons nou maar vaar in ons krisisse nie, maar nie, hy sê ek is by jou. Ek kom en ek loop saam met jou hierdie pad. Ek vat jou hand. En soos hierdie bankkleuter wat in die donker moet stap, kan ons ook totaal rustig wees. Want ons weet, hy wie ons vertrou, is die een wat saam met my hierdie pad sal stap. Hy is die een wat my nooit alleen sal los nie. Hy vat jou hand en hy gee vir jou die krag, wanneer jy ook voel jy kan net eenvoudig nie meer nie. Maar hier is die vraag van ons preek vandag. As my vriend dan ook deur 'n donker kamer in hulle lewe loop, is ek bereid om hulle te lei na die een toe wat sê, ek
is met jou. Want dis presies wat 4 vriende soveel jare terug in Markus 2 gedoen het. Ons lees in hierdie wonderlike storie, toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer 'n plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense met 'n verlamde man bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon uitkry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle hom op 'n draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Kyk mooi na hierdie 4 vriende, want hulle is so kosbaar. Hulle het geglo, Jesus is die enigste antwoord, die enigste een wat kon help. Hulle het hulle vir 'n vriend nie na 'n donker plek toe geneem en hom daar gelos nie. Hulle het hom probeer hulp kry. Maar deur hulp te kry het hulle hom ook nie na 'n dokter toe gevat nie, want hulle het lankal geweet, dit gaan nie help nie. Dokters is goed, maar hulle het gehoor van Jesus en hulle het in hom geglo. Hulle het hulle vriend moes dra, is die tweede waarheid daarvan. Want hierdie man sou nooit uit sy eie by die Here kon uitkom nie. Vir hom is dit nie moontlik gewees nie. En party van jou vriende kan ook nie sonder jou ooit by die Here uitkom nie. Want hulle is ook lam. Lam gemaak deur hulle vrees, deur hulle drankmisbruik, hulle skaamte, hulle twyfel, die sonde in hulle lewe, die selfverwyd. Uit hulle eie sal hulle dit nooit kan maak nie. Hulle het jou nodig. Jy is die een wat hulle kan dra en hulle daar uitkry. Hierdie vriende het nie opgegee nie. Nee, selfs toe dit vir hulle lyk of die pad wat na Jesus toe lei toe is. Selfs toe dit geblok word en af hulle gesê daar's nie 'n manier om hier in te kom nie. Het hulle nie gesê ag jammer, ons het gedarm probeer nie. Hulle het tot op die dak geklim. Hulle het 'n plan gemaak. Een man kon dit ook nie alleen doen nie. Hulle moes as 'n groep saam staan. Dit het 4 van hulle gevat om hierdie dak oop te breek. En so weet ons ook. Vriendskap in God se koninkryk is nie 'n alleenpad nie. En wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, moet ek kan staat maak op my vriende in Christus. Hulle wat saam met my hierdie pad loop. Die vraag wat kom vandag, is ek 'n tipe vriend wat ook bereid sal wees om 'n dak iewers te gaan oopbreek om my vriende by Jesus se voete te kry? Of gee ek maar eers op as dit lyk of dit dalk moeilik gaan wees of gaan teenstand wees? Asof dit dalk baie moeilike pad mag wees. Dalk in die moeilikheid nog gaan kom oor 'n dak wat ek iewers moes breek. Maar ek gee nie op nie. Die donker kamer van hierdie verlamde man. Kom ons dink aan sy lewe. Heel moontlik nog 'n jongerige man gewees, soos ons kan aflei. As ons kyk ook hoe Jesus hom aanspreek. Sy donkerte was nie net 'n fisiese donkerte nie, dit was ook 'n geestelike donker en 'n sosiale donkerte. Want in daardie tyd was dit mos maar sterk geglo. As so iets oor jou pad kom, is dit oor jy sondig is, jy dit verdien. Dis die Here se straf, sy oordeel oor jou. So mense wou nie met jou iets te doen hê nie, jy het dit tog oor jouself gebring, heel moontlik het hulle geglo. Daarom was hy verwerp. En die mense het gedink, en hy self dalk, verwerp deur God ook. Hy was vergeet deur ander, want ander wou nie met hom iets te doen hê nie. Hulle het aanbeweeg. Hy was vasgevang in 'n liggaam wat nie na hom wou luister nie. Hy was vasgevang op hierdie bed.
Hy het meer nodig gehad as net mooi woorde. Mooi woorde wat mense wat net gesê het, ag ons sal bid vir jou. En dit kon nie 'n verskil maak in sy lewe op daai stadium nie. Wat 'n verskil kon maak, was om by Jesus se voete te kom. Die plek waar ons waarlik aanvaarding kan kry van die Here self. Waar ons sy genesing kan ontvang, maar bo als die woorde wat vir ons kan sê, jou sonde is vergewe. God is nie hier om jou te veroordeel en jou te sien verlore gaan nie. Hy wil jou kom red. Hy wil jou vergewe, hy wil jou help en dra. En hier is die pragtige waarheid van die boodskap. Die man kon nie loop nie, maar hy het vriende gehad wat vir hom sou loop. Hy sou nooit op 'n dak kon klim nie, maar hy het vriende gehad wat nie sou opgee nie, hulle sou vir hom breek. Deurbreek, 'n dak afbreek. Hulle het dit vir hom gedoen. Gemeente geliefdes, dit is ook ons werk. Wanneer jou vriend in 'n donker kamer is, moenie buite staan en met hom net gesels oor die lig wat buite is en so mooi is nie. Gaan haal hom, dra hom, breek deur die dak en maak seker hy kom by die lig. Moenie dat enigiets in jou pad staan nie. Al is dit 'n ongemaklike pad om te loop, al kos dit jou baie. Want wat gebeur as jy dit sou regkry om jou vriend by Jesus se voete uit te kry? Kyk na vers 5 tot 12. Ons lees eerstens toe Jesus hulle geloof sien. Nie toe Jesus die geloof van hierdie verlamde man sien nie. Toe hy die geloof van hierdie 4 vriende sien, wat bereid is om so ver te gaan vir hulle vriend. Toe hy hulle 4 se geloof sien, het dit hom diep aangeraak. En toe hy dit raak sien, sê hy vir hierdie verlamde man, my seun, jou sonde is vergewe. Godsdienstige leiers kon brom daaroor en gesê het, dit werk nie vir hulle so nie. Net God kan vergewe. Jesus ken ook hulle gedagtes en hy sê vir hulle, wat is makliker as om te vergewe? Om te sê vir iemand jou sonde is vergewe. Of om te sê, staan op, neem jou mat en loop. Maar sodat julle kan sien dat Jesus werklik die seun van God is, doen hy dit voor hulle. Die man staan op, hy neem sy mat, hy loop huis toe. 'n Man staan op, want hy het by Jesus se voete gekom. 'n Man staan op, hy neem die simbool wat hom vasgeknaal het op hierdie vloer, die mat waarop hy vir altyd moes lê. En voor almal neem hy dit op, hy dra dit, en hy stap voor hulle oë uit, want Jesus het hom aangeraak. Let mooi op. Die vriende wou nie net hê dat hulle vriend eendag gesond moet word nie. Hulle wou hê hy moet by Jesus se voete wees. Want hulle het geweet, hy kort ook vergifnis. Dis die diepste behoefte van sy hart, dat die Here hom sal vergewe, ook vir dit wat in sy lewe 'n skeiding gemaak het tussen hom en die Here. By Jesus se voete het hy nie net genesing kon kry nie, maar die genesing wat hy daar ontvang, was ook iets wat sy sigbare behoeftes aangeraak het, nie net sy geestelike nie. Hy het krag gekry, kon opstaan en loop. En by Jesus se voete het sy donker kamer skielik in 'n plek van lig verander. Want sy hele lewensuitkyk het verander. Vir hom was dit nie 'n lewe wat verdoemenis gebring het, oordeel en skande nie. Maar hy was vergewe, hy was skoon, hy was genees. Hy kon gaan en hy kon waarlik weer leef. Onthou die kindjie in die donker kamer? Die kamer het nie verander nie, maar die kind was nie meer bang nie. Want die ouer of oupa of ouma was by die kind.
Jou vriend se situasie sal dalk ook nie oornag verander nie. Hulle dalk self nog hierdie pad wat hulle moet stap deur hierdie donker kamer. Daai geldprobleem is dalk nog steeds daar, dit sal nog 'n ruk vat. Die gesondheidsprobleem mag 'n moeilike pad vorentoe wees, maar eensaamheid mag nog steeds swaar voel, maar jy is nie meer alleen nie. Wanneer jy 'n vriend help om by Jesus se voete uit te kom, help jy hulle om iets wonderliks in die lewe ook te ontdek. God se teenwoordigheid is baie groter as enige probleem wat ek en jy ooit sal kan deurmaak. Hulle weet dalk nie wat môre mag bring nie, maar ons ken die Here wat môre vashou. En ons kan hulle by hom uitbring. Hy sal hulle ook help. So vra jou vandag dan eerlik hierdie vraag af. Wanneer laas het jy gebid vir jou vriende by die naam dat hulle Christus Jesus ook sal ontmoet? Vra jouself, is ek bereid om moeite te doen om hulle by die Here uit te kry? Hulle saam met my kerk toe te nooi, of hulle te bring by 'n plek wat dalk nie my kerk is nie, maar weet, hulle sal daar inpas, en jy weet, Jesus word daar gepreek, hulle sal hom daar kan ontmoet. Is jy bereid om dit vir hulle te doen? Is jy bereid om hulle te vergewe? Dra ek hulle en weier ek dat 'n skare mense my probeer keer om hulle ook liefde te wys, vrede te wys en by Jesus uit te kry? Is ek bereid om te veg om hulle te kry waar Jesus is? Of is ek maar een van die mense wat baie maklik kyk en sê, ag wat, hulle is so vol sonde, hulle het so baie foute gemaak, kyk na hulle lewe, is maar hulle probleem is hulle so wil aangaan. Ek gaan nie my kop in 'n bynes steek vir hulle nie. Ek wil vir jou 'n praktiese uitdaging vandag gee. Voor ons klaarmaak. Ek wil 4 eenvoudige dinge vir ons elkeen prakties voorlê vir die week wat kom. Eerste, kies 'n persoon in jou lewe wat nog nie by Jesus se voete is nie. Gaan dink daaroor. Miskien is hulle baie ver van God af. Miskien is hulle al so lam gemaak deur al die seer, veroordeling, haat wat mense teenoor hulle wys, dat hulle nie meer op hulle eie kan loop om daar uit te kom nie. Gaan soek, gaan dink aan daai een persoon in jou lewe. Kies hulle. Die tweede punt, gaan doen dan daai dakbreek ding vir hulle ook. Begin, stuur 'n boodskap. Ek bid vir jou. Bied aan om daar te wees vir hulle. Bied aan om hulle eendag kerk toe saam met jou te vat, so gou as moontlik. Stuur vir hulle 'n Bybelvers aan wat hulle kan bemoedig. Wees eerlik oor jou eie geloof teenoor hulle, dat hulle weet, jy is 'n kind van die Here en jy veroordeel hulle nie, maar jy is daar om hulle te help, by te staan, hulle hand te vat. Die derde dan, deel God se liefde met hulle. God se aanvaarding. Moenie toelaat dat die duiwel jou oortuig, hulle is nie werd om God se liefde en ervaring te kan ontvang nie, want dit is vir niemand die waarheid nie. Jesus self het prostituie na hom toe geroep. Jesus self het moordenaars vergewe. Maar ons hier op aarde is so maklik om te kyk na iemand se immorele lewe, hulle foute, hulle sonde, en dit dink hulle verdien dit nie. Vir God is elke liewe siel kosbaar. Hy wil almal red en hy wil jou gebruik. Deel sy liefde en ervaring met hulle. Al deel die kerk en ander Christene nie noodwendig die aanvaarding en liefde teenoor almal nie. En die vierde punt,
bid dan Jesaja 41 vers 10 elke dag oor hulle lewe. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. En vra God dat jy die vriend sal kan wees vir daardie mense wat sy beloftes, sy liefde en Jesus self na hulle toe kan bring. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, dankie dat U die een is by wie se voete ons almal kan uitkom en moet uitkom. Dankie dat U steeds daar wag vir ons om ook net by U voete te kan kom sit. Dankie dat U nie ver weg van ons af wegbly nie, maar dat U daar is vir ons. U loop saam met my en elke ander persoon en elke kind van U deur elke donker kamer van hierdie lewe. Vergewe ons vir die kere wat ons net so ver af van ons ander vriende af is, as wat ons soms probeer om van U af weg te kom. Help ons ook om self weer net na U voete toe te kom en by U voete te kom sit. Want daar is die aanvaarding en U liefde en U hulp. Vergewe ons vir die kere wat ons net van ver af na ons vriende se stryd gekyk het. Help ons dan ook en geef ons die moed om soos hierdie 4 vriende te wees. Help ons dan so, Here, om ook ons harte weer sag te maak. Breek ons harte vir die lam mense wat rondom ons is. En gebruik my, gebruik elkeen hier, om ook op vuil dakke en al, ons vriende oral te probeer vat, om hulle nader aan U te kry. Dat ons die werk sal help doen, om hulle by U voete te bring, waar hulle ook U vergifnis, U genesing en U aanvaarding en liefde sal ervaar. Dit bid ek in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.